by dag 1 van ons Spreuke uitdaging. Ek is so bly dat jy saam met my op hierdie reis is waar ons ontdek wat dit regtig beteken om 'n moderne Spreuke 31 vrou te word. Voordat ons begin, as jy hierdie oordeenkings geniet, sal ek dit baie waardeer as jy op die kanaal inteken en vir die video 'n duimpie opgee. Dit help dat nog meer vroue hierdie Bybelstudies kan ontdek. En as vandag se boodskap jou bemoedig, deel dit gerus met 'n vriendin. Kom ons spandeer nou 'n paar minute saam in God se woord. Ons sleutelvers vir vandag is Spreuke 1:7. Ontzag vir die Here is die begin van kennis, dwaase verag wysheid en tug. Wanneer ons die woorde ontzag vir die Here hoor, dink baie mense dadelik dit beteken ons moet bang wees vir God. Maar dit is glad nie wat Salomo bedoel nie. Ontzag vir die Here beteken om hom met diepe eerbied, liefde en verwondering te dien. Dit beteken om sy stem belangriker te maak as al die ander stemme wat elke dag ons aandag probeer opeis. Die wêreld sê vir ons dat wysheid kom deur op onsself te vertrou, ons harte te volg of soveel moontlik kennis bymekaar te maak. Tog leef ons in 'n tyd waar daar meer inligting as ooit tevore is, maar ware wysheid dikwels ontbreek. Die Bybel leer ons dat kennis en wysheid nie dieselfde is nie. Wysheid is om die lewe vanuit God se perspektief te sien en sy waarheid toe te laat om elke besluit wat ons neem, te lei. Baie vroue lees Spreuke 31 en voel sommer moedeloos. Dit lyk asof daardie vrou alles reg doen. Sy sorg vir haar gesin, werk hard, praat met wysheid, help ander en dien die Here met haar hele hart. Dan wonder ons dalk, hoe sal ek ooit so kan wees? Maar hier is die goeie nuus. Spreuke 31 gee nie vir ons 'n lys van dinge wat ons perfek moet doen nie. Dit wys vir ons hoe 'n lewe lyk wat oor baie jare deur God se wysheid gevorm is. Lang voordat haar hande vrug gedra het haar hart reeds aan die Here behoort. En dit is presies waar ons reis vandag begin. As ons vroue van wysheid wil word, begin ons nie deur harder te probeer nie. Ons begin deur nader aan die Here te leef. Soos ons tyd saam met hom deurbring, sy woord lees, met hom praat en hom in die klein dingetjies gehoorsaam, verander hy ons stadig maar seker van binne af. Elke vriendelike woord, elke geduldige reaksie, elke keer wat ons kies om te vergewe, elke besluit om God te vertrou eerder as om bang te wees, is klein tree van wysheid. En met tyd gebruik God daardie klein tree om 'n vrou met 'n pragtige, godvreesende karakter te vorm. Ek wil jou vandag met een eenvoudige vraag los. Na wie se stem luister jy die meeste? Is dit die wêreld? Sosiale media? Ander mense? Jou eie gevoelens? Of is dit die stem van jou hemelse Vader? Terwyl ons saam deur Spreuke reis, kom ons kies om elke dag sy stem die belangrikste stem in ons lewe te maak. Want dit is waar wysheid begin. En dit is waar God begin om ons te vorm tot die vrou wat hy ons geskape het om te wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons nooi om in U wysheid te leef. Leer ons om U bo alles te eer. Help ons om U stem duideliker te hoor as al die geraas rondom ons en om U met ons hele hart te vertrou. Geef vir ons nederige harte wat gewillig is om te leer, te groei en U te volg waar U ook al lei. Terwyl ons saam deur Spreuke reis, verander ons dag vir dag sodat ons vroue sal word wat U liefde, U wysheid en U karakter weerspieël. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien jou môre vir dag 2, waar ons saam verder ontdek hoe God se wysheid ons lewens verander, een hoofstuk op 'n slag.